Ons praat oor belangrike woorde in ons lewens as Christene en ons gaan vanaand verder voort met dit en ons praat vanaand oor die dierste woord wat ons kan gebruik en wat ons kan besig in ons Christelike lewe en dis die woord gehoorsaamheid. Nou gehoorsaamheid het soveel betekeninge en as ons na die Bybel toe gaan, kyk ons na Johannes 14 vers 15 waar Jesus sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En daar soveel maklike woorde wat ons kan sê, soos ek verlede week gesê het, wat niks kos nie, wat nie effort vra nie, ek is lief vir jou, ek vertrou jou, ek glo jou. Maar die ware toets van daardie woorde kom wanneer dit tyd is om iets te doen. En dis hoekom Jesus vir ons in Johannes sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Jesus sê nie, as julle my liefhet, praat oor my gebooie nie. Hy sê, bewaar my gebooie. So dis iets wat ek en jy moet doen. Met ander woorde, ware liefde vir Jesus word sigbaar in gehoorsaamheid. Die gehoorsaamheid aan Jesus is 'n uitvloeisel uit my en jou liefde vir hom. En in die eerste plek gehoorsaamheid vir jou en vir my, gehoorsaamheid aan Jesus, aan God, aan die woord, gaan altyd iets kos. Daar's altyd 'n prys aan te betaal. En ons hou daarvan om te dink dat God se wil altyd maklik en gemaklik sal wees. Maar as ons kyk na die Bybel, is daar voorbeelde waar gehoorsaamheid nie so gemaklik was nie. Noag moes bou, die ark bou voordat daarheen was. Abraham moes uittrek uit sy land uit sy bekendheid uit, sonder om die hele roete te sien, sonder om te weet waartoe hy gaan. Petrus moes uit die boot uitklim, voordat hy op die water kon loop. So daar's 'n aksie, daar's 'n gehoorsaamheidsaksie, wat van my en vir jou verwag word. En elke keer het gehoorsaamheid iets gekos uit die voorbeelde uit die Bybel uit. Noag se gehoorsaamheid het hom waarskynlik vreemd laat lyk in die oë van ander mense in die tyd waarin hy gelewe het. Abraham moes die bekende agterlaat. Petrus moes sy veiligheid agterlaat terwyl die golwe hoog was. Maar gehoorsaamheid vra dikwels dat ons iets los wat vir my en vir jou gemaklik is. En dit is baie keer moeilik, want ek en jy hou van gemak. Ons wil nie ongemaklik wees nie, ons wil nie getoets word nie. En daarom is gehoorsaamheid 'n duur woord vir jou en vir my. In die tweede plek, gehoorsaamheid beteken om God meer te vertrou as jou eie plan. En ons het al daaroor gepraat. Ek en jy het soveel planne, het soveel idees hoe dit moet gedoen word en ons wil baie keer God se plan manipuleer om by ons gedagtes in te werk. Maar eintlik het God vir my en vir jou so soewereine plan en as ons daarby kan invul, daarin gehoorsaam kan wees, gaan ons net beter afwees. Die moeilikste deel van gehoorsaamheid is soms nie wat God vra nie. Dit is dat ons nie verstaan waarom hy dit vra nie. Dis die moeilikste deel. Hoekom vra hy dit van my en van jou? Want ek en jy wil eers die hele prentjie sien. En ons het al soveel vrae gekry, pastoor, maar hoekom? Floors, hoekom dit en hoekom dit? God gee vir ons baie keer net die volgende tree. En hy vra, wees daaraan gehoorsaam. My kind, tree net die volgende tree, net vir hierdie dag. Wees daaraan gehoorsaam en ek gaan jou by jou eindbestemming uitbring. Ons sê, Here, wys ons waarheen. En God sê, vertrou my en neem net die volgende tree. Dis geloof wat ons oor gepraat het, wat in aksie kom. Jy sê nie net ek glo God nie. Jy leef ook asof jy hom glo. Dis gehoorsaamheid. In die derde plek, gehoorsaamheid is 'n bewys van liefde uit die skrif uit wat ons gelees het. Jesus verbind liefde en gehoorsaamheid direk aan mekaar. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. As jy my liefhet, gaan jy dit doen wat ek vir jou beveel om te doen. As ek nie net sê nie, maar daar moet 'n bewys wees daarvan. Ons kan baie oor Jesus praat, ons kan hom aanbid, ons kan sy naam bely, maar Jesus vra, is jy vanaand bereid om my te gehoorsaam? Gehoorsaamheid is nie hoe ons God se liefde verdien nie. Ons gehoorsaam God omdat ons hom liefhet. Dis 'n uitvloeisel daarvan. Dit is die belangrike verskil. Ons doen nie goeie dinge sodat God ons sal lief hê nie.
God het ons eerste lief gehad en daarom wil ek, dring dit my. Daarom is dit vir my 'n vreugde om God gehoorsaam te wees. En weet jy wat? God se seën volg dikwels op gehoorsaamheid en baie keer is dit nie op 'n vreemde manier nie, maar nie soos ek en jy dit in gedagte het nie. Want ek en jy moet versigtig wees dat as ek in gehoorsaamheid met God stap, dink ons baie keer dit gaan maanskyn en rose wees. Dink ons as ons gehoorsaam is dat alles nie maklik gaan wees. Noag was gehoorsaam gewees, maar hy het steeds deur 'n vloed gegaan. Abraham was gehoorsaam, maar hy moes steeds wag. Petrus het uit die boot uit geklim, maar daar was steeds winde en golwe gewees. Gehoorsaamheid beteken nie dat daar geen probleme gaan wees nie. Gehoorsaamheid beteken dat God saam met jou in die probleem is. In die omstandighede wat dit mag veroorsaak, gaan God daar wees. En dikwels, ek wil amper sê die meeste van die tyd, ontdek ons God se voorsiening, sy krag, sy seëning aan die ander kant van my en van jou gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is duur, maar kan ek vanaand vir jou sê, ongehoorsaamheid kos die meeste van die tyd geweldig meer as gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid kan jou gemak kos, dit kan jou tyd kos, dit kan jou trots kos, dit kan jou planne kos, maar aan die einde ontdek jy iets wonderliks. God is altyd meer werd as wat gehoorsaamheid jou gaan kos. Van hierdie aantal, wees gehoorsaam aan God, doen dit wat hy van jou vra om te doen, want dit wys jou liefde wat jy vir Jesus het.